Daar is verskillende persoonlikhede in hierdie gemeente. Van julle het hierdie opdrag letterlik gevat en net gesê hallo. En van julle wil 'n hele gesprek kloop. Dit is wonderlik. Ja, julle, dit is vanmôre so dat daar 'n stuk opwinding in my is en dat ons weer hierdie jaar saam met mekaar 'n ongelooflike Pinkster kan deurwerk. En dit is altyd vir my 'n stuk worsteling om in die begin van 'n Pinkster maar so 'n bietjie oor die moeilike goed te praat. En dan aan die einde van die week dan vier 'n ou fees. En ek hoop dat julle self sal oopstel om te hoor wat die Here wil sê. Om te hoor wat sy woord vir ons sê, sodat ek en jy kan gaan doen wat hy vra. En om onsself dan ook daarop in te stel, gaan ons 'n verootmoedigingslied sing. Dis 'n belydenislied, enigste Here, enkele wese. En dis 'n hartlied wat sê, ons glo in U, met alles in ons. Terwyl ons so bly sit, kom ons verootmoedig onsself voor die Here. Enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart. Eerlik bely ons, vry uitgetuig ons, U is vir ewig God en Heer. U onbegryplik, U is onsienlik, altyd dieselfde, oneindig groot. U is almagtig, wys en regverdig, U is die bron van alle goed. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daarin woon, alles behoort aan die Here. Want hy het die fondamente daarvan in die see gelê en dit stewig gevestig in die waters. Mag daar vanmôre vir jou barmhartigheid en groot genade wees in God ons Vader. Die liefde van sy Seun, Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Dis 'n lofprysingslied wat nou oor ons lippe kom. Dis 'n lied vir Pinkster, lied 436, herskep o Gees, laat leef o Gees. Ons gaan al 3 verse staande saam sing. Herskep o Gees, laat leef o Gees, laat kom die koninkryk met mag. Laat mense tot bekering kom, oorreed deur U oortuigingskrag. O Gees, verlig ons, laat ons vind die waarheid wat U woord ons leer, dat ons met God en met mekaar in gees en liefde kan verkeer. Herskep o Gees, laat leef o, maak wakker elkeen in U kerk. Laat ons uit God se liefde leef en dankbaar word en bid en werk.
Ons gaan vanoggend uit Psalm 24 werk, so vir die verootmoedigingsgedeelte, voordat ons nog by die preek kom, wil ek graag met u net vers 3 en 4 deel, en daarna gaan ons in die preek in die hele gedeelte lees, so as u dan so lank wil oopmaak, by Psalm 24. En die verootmoedigingsgedeelte is eintlik vanmôre ook die fokusteks, wat ons in Pinkster mee gaan begin. So as u dan die Bybels daar voor julle het, kan julle dit sommer net nou oophou, voordat ons in die prediking ingaan. Ek wil saam met u volgende vers 3 tot 5 lees, as 'n toewydingsgedeelte. Wie mag die berg van die Here opgaan? Wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wie se hande rein en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed af lê nie. So iemand sal van die Here seën ontvang, en God sy redder sal sy reg aan hom laat geskied. Gemeente, dit is my absolute gevoel en oortuiging al die laaste jaar en 'n half, is dat die Here my vir homself wil hê. Dat ek dinge in my lewe moet uitsorteer, sondes waarmee ek my hele lewe lank al worstel, en ek moet van hierdie goed afstand doen. En dis nie 'n maklike pad nie, ek is nog met dit besig. Veral om baie keer vir die Gees te vra dat hy my ongeduld sal verander in geduld, en my skerpheid in reaksies te temper, en nie lelik te wees met my eie mense nie. En om op die Here te wag, en om nie net te reageer uit my eie mens wees nie, maar gemeente, dit is waar ek is, en ek glo, dit is waar die Here almal van ons wil hê. Jy weet, ons kan nie in 'n geloof staan en dink omdat ons in die kerk is dit waar dit stop nie. Hierdie psalm wat Dawid opper, is een van die ryklikste psalms wat daar is, met die vraag, wie mag hierdie berg van God opgaan? Wie mag na sy heiligdom toe gaan? Dis daai een wie se hart rein is. Dis daai een wie se hande nie bevlek met sonde is nie. Dis daai een wat nie valse eed aflê nie. En ek hoop dat u vanmôre regtig die erns van hierdie verse weer sal begryp, waar Dawid in Psalm 51 sê, skep in my 'n rein hart, o God. Want hy bely net voor daai vers, dat ek al van my geboorte af bevlek was met sonde. En dit is die boodskap van die skrif, van die begin tot die einde, o vriende, dat nie een van ons kan bely dat ons sonder sonde is nie. En dat elke een van ons die Here se genade nodig het. En as ons daaraan gaan dink, wil ek vra, terwyl ons so bly sit, gaan ons 'n gebed sing. Dis 'n baie bekende gebed wat ons al baie gesing het, en dit is lied 281. Ons gaan al 3 die verse so sing terwyl ons sit. Lei ons, Here, groot en magtig, U alleen ons hulp en krag. As die nag se kleed ons sluier, bly ons steeds U heil verwag. Ons bevryder, U die God van ons behoud.
Lei ons, Heere, groot en magtig, U alleen ons sorg en stut. As die toekoms ons bekommer, sal U, Heere, ons beskud. Ons beskermer, U die God van ons behoud. U die God van ons behoud. Lei ons, Heere, groot en magtig, U alleen ons borg en steun. As die donker ons laat steier, vind ons rus by U alleen. Ons bewaker, U die God wat ons bewaar. U die God wat ons bewaar. Gemeente, ons lees in Handelinge 1 dat Jesus na sy opstanding voor sy hemelvaart, het hy baie tyd aan sy disippels gespandeer. Hy het baie moeite gedoen om regtig aan hulle te wys dat hy opgestaan het uit die dood. En hy gee vir hulle 'n klomp opdragte voordat hy opvaar hemel toe. Onder andere sê hy vir hulle dat hulle nie uit Jerusalem uit moet gaan nie, maar dat hulle juis moet teruggaan na die bovertrek toe. Dat hulle daar in stilte en in gebed hulle self moet gaan afsonder tot en met die uitbreek van die Heilige Gees. Nou, dit is ook presies wat die disippels gedoen het. Daai dag buite die koppie in Jerusalem, nadat Jesus opgevaar het hemel toe, het hulle die Sabbatsreis teruggevat van die Olyfberg af na die bovertrek toe. Dit was ongeveer 880 meter. Dit was wat 'n Sabbatsreis jou toegelaat het om te mag reis. En dan is die vraag eintlik vanmôre wat weer by my opgekom het om hierdie gebede te hoor. Vriende, wat se gebede het die disippels gebid? Daar in die bovertrek. Vir 10 dae lank. Wat het hulle gebid? Dit fascineer my om daaraan weer net te dink saam met julle ook vir hierdie week. Want ons weet dat die disippels daar saam was. Jesus se ma Maria was ook daar. Jesus se broers was onder hulle. En dan lees ons natuurlik van 'n vergadering waar daar 'n nuwe apostel gekies is. Matthias, wat in die plek van Judas verkies is tot die 12. So daar was ongeveer 120 mense. So buite die verkiesingsvergadering lees ons in Handelinge 1 een ander aktiwiteit wat hulle gedoen het. Hulle het gebid. Hulle het hulle afgesonder en hulle het hulle tyd in gebed spandeer. Ek sal my dalk vanmôre wou verdroom om te dink dat die disippels die modelgebed sou bid wat Jesus vir hulle geleer het, wat hy laat opneem het in Matteus 6 en ook in Lukas 11, die Onse Vader gebed. Daar's natuurlik 'n baie kosbare gebed wat Jesus ook vir die vrou by die put geleer het in Johannes 4. Maar ons weet ook vanuit die tradisie van die Pasgafees dat die Jode 50 dae tot aan die kant Pasga, wanneer die Pasga opgehou het, het hulle vir 50 dae lank 7 psalms gelees. En hierdie het bekend gestaan as die sogenaamde Sabbatspsalms. Die vroeë kerk het in hulle geskrifte of in hulle manuskripte hierdie 7 psalms ook so laat opteken dat hierdie deel was van die sogenaamde Pasga psalms. Dis natuurlik waarvan Pinkster se naam afgelei is. Pinkster beteken 50 dae na die Pasga.
En dit is wat ons ook vanmôre weet en glo, dat op die 50ste dag, na die Christene se Paasfees, is die Heilige Gees uiteindelik uitgestort. In die vorm van tonge en vure. En dit het op die mense gekom, en ons lees van hierdie geweldige deurbraak van bekeerlinge, mense wat tot geloof gekom het, en uiteindelik hulle laat aansluit het by die kerk. Maar daar is 7 psalms, en ek gaan nie hierdie week na al hierdie psalms kyk nie, maar vanmôre kyk ons na Psalm 24, vanaand Psalm 48, môre aand Psalm 82, en dan Dinsdag kyk ons na Psalm 94, Woensdag aand gaan ons Psalm 93 lees, en dan Donderdag aand lees ons Psalm 92. Die kanse dat die disippels in die disippelkring hierdie 7 psalms gebruik het in daardie 10 dae is baie goed. Want hulle sou nog hulle self deel gevoel het van die Joodse tradisie. Hulle sou nog steeds wou wag en wou hoop op die God van die heelal om uitkoms te bring vir sy mense. En daarom as julle Bybels dan vanmôre by julle oop is, kom ons lees dan vanmôre Psalm 24. Is 'n Psalm van Dawid. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Want hy het die fondamente daarvan in die see gelê en dit stewig gevestig in die waters. Wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wie se hande rein en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen valse eed aflê nie. So iemand sal van die Here seën ontvang, en God sy redder sal reg aan hom laat geskied. Die mense wat na sy wil vra en hom dien, is die geslag van Jakob, Sela. Verbly julle poorte, wees bly, eeueoue deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hier die magtige koning? Die Here, sterk en geweldig, die Here, oorwinnaar in elke stryd. Verbly julle poorte, wees bly, eeueoue deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hy, hierdie magtige koning? Die Here, die Almagtige. Hy is die magtige koning. Ons lees vanmôre sover. Kom ons staan en ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ons is vanmôre met ons gemeente se Pinkster besig. O Heer, ons is vanmôre weer diep oortuig daarvan dat U vir ons in hierdie tyd U teenwoordigheid wil gee. Dat ons weer in hierdie tyd, in hierdie reeks wat voor lê, onsself voor U sal verootmoedig. En U bring dit vanmôre na ons toe in die eerste Psalm van hierdie Sabbatspsalms. En U kom werk en praat met ons elkeen. Daarom is dit ons gebed, o Vader, dat U deur Jesus Christus ons sal nader en met die werk van die Gees in ons harte sal kom skuif. Want Here, daar's 'n skuif in ons nodig. Ons het U werking nodig. Ons het nodig, o Here, dat U ons naby U sal hou, sodat ons nie sal val vir die wêreld nie. Gebruik dan vanmôre U woord kragtig, alleen tot U eer, in die naam van Jesus. Amen. Gemeente, hierdie Psalm het vanmôre 2 momente.
of 2 oomblikke waarin ek en jy onsself moet raak sien. En dit is nou geen verrassing meer nie, dat dit nou waarskynlik een van die groot temas maar altyd in my eie prediking is. En dit is die eerste punt wat hierdie Psalm vir ons wil uitlig. Ek en jy moet besef hoe elendig en hoe sondig ons is. Want as ek en jy dit nie besef nie, dan sal die genade van die Here nooit vir ons groot wees nie. Daar is hierdie formidabele vrou, haar naam was Susanna Wesley. Susanna het aan 19 kinders geboorte geskenk in die 17de eeu. En onder andere het sy 2 seuns gehad. Die een se naam was Charles Wesley en die ander een sal julle vanmôre baie goed onthou of ken, sy naam was John Wesley. John Wesley het naderhand die Wesleyaanse kerk begin en hy was een van die grootste predikers in die 17de eeu. Hy het in sy tyd in Engeland tot 20.000 skares, mense in 'n skare begin trek, oor die geweldige prediking wat hulle in hulle laat leef het. Maar Susanna Wesley was 'n gewone vrou, hoewel sy baie formidabel was om aan hierdie 2 seuns geboorte te gee, want Charles en John het geweldige sterk persoonlikhede gehad. En hulle het alles getoets, soos wat goeie kinders mos nou maar gewoonlik doen. En John gaan eendag na sy ma toe, en hy vra vir sy ma, kan ma vir my sonde definieer? Dis 'n goeie vraag. En sy ma gee vir John 'n antwoord wat geen teoloog beter kan beantwoord nie. En sy sê vir hom die volgende woorde: wat ook al jou redenasie vermoë verswak, wat ook al jou gewete benadeel, wat ook al jou sin vir God verduister, en wat ook al jou strewe na geestelike dinge wegvat. In kort, my seun, as enige iets die autoriteit en die krag van die vlees bo oor die gees vermeerder, is dit sonde. Dit maak nie saak hoe goed dit in dit self lyk nie. Goed, ek hoop julle het nou mooi gevolg. Wat het Susanna vir haar seun gesê? Hierdie het John Wesley se baken geword van hoe hy sonde in sy lewe hanteer het. Hy het dit in sy bediening ingeets. Dit het so deel van hom geword, dat hy amper nie meer sonder om daaraan te dink, oor die autoriteit van wat sonde aan 'n mens in jou lewe doen kon praat nie. Want vriende, wat ek en jy vanmôre baie mooi moet begryp en verstaan, is dat sonde een mikpunt in jou lewe het, een doel. En dis om jou van die Here af weg te vat, is al. Dis om jou aandag van God af weg te draai. En dis altyd die eerste ding wat ek en jy nodig het om van God te besef, is dat ek en jy met 'n heilige God te doen het. 'n rein God. 'n skoon God. 'n God wat in 1 Johannes 1 vers 5 beskryf word, dat hy lig is, en dat daar in hom geen duisternis is nie. En dat ons reg deur die woord hierdie ongelooflike eienskap van God hoor, dat hy die sonde nie kan weerstaan nie, hy haat dit. Hy haat dit wat in die begin in sy skepping ingedring het, en wat mense vernietig. En vanmôre gemeente, sonder om doekies om te draai, wil ek vir u kom sê, jy kan nie op die voorstoep van die duiwelse milieu gaan speel en dink jy gaan daai wedstryd wen nie. Want jy speel teen die ekspert.
Jy speel teen die een wat dit beter speel as jy. So kom ek sê dit miskien vanmôre so 'n bietjie in ander woorde dat ons dit kan verstaan. Wat ook al jou denke verduister, wat ook al jou gewete besoedel, wat ook al jou bewussyn van God belemmer, en wat ook al jou liefde vir geestelike dinge wegneem, dit is sonde. As iets die gesag en die krag van die vlees verhoog oor die invloed van die gees in jou lewe, is dit sonde, ongeag hoe goed dit in sigself is. Ek die laaste tyd kom ek het nou nogal baie in my agter, reekse wat ek kyk, goed wat ek sien, flieks. Julle, dit is vir my skokkend om die vervallendheid van die wêreld te sien in dit wat ons elke liewe dag kyk. My gewete laat my net nie meer toe nie. Sekstonele, wat nie eens eksplisiet is nie. Moord, doodslag, bloed, vergieting, wrok, haat. Julle, ek kan nie meer nie. My gewete kla my aan as ek hierdie goed kyk. Want ek en jy moenie toelaat dat enige iets ons van God af wegneem nie. Daar word vertel toe die laaste Batman fliek uitgekom het, The Dark Knight, het 'n klomp teologiestudente besluit hulle gaan die fliek kyk. En die aand toe hulle klaar gefliek het, een van hulle professore uitgevind wat hulle gaan doen het, en hy wag hulle toe in buite die teater daar in Amerika, buite die cinema. En toe hulle hom sien, toe vra hy vir hulle, hoe was die fliek? En onmiddellik toe begin hulle te teologiseer, soos wat Theo Tokkelokke nou maar doen, dankie tog, ek is nie een van hulle nie. En hulle vertel vir hom, prof, dit was 'n horrible fliek, en dit was die donkerte wat die goeie oorwin, en dit was die een vloekwoord op die ander. En die prof vra toe vir hulle, nou, hoekom het julle dit dan gaan kyk? Hoekom het julle dit dan gaan kyk? Julle weet, ons regverdig onsself met 'n versie soos in Korintiërs wat sê, beproef alles en behou die goeie. Vers 3 en vers 4 van hierdie Psalm sê, wie mag die berg van die Here opgaan? Wie mag in sy heiligdom staan? Die een wie se hande rein is, die een wie se hart suiwer is, die een wat alle bedrog vermy en wat geen valse eed aflê nie. Nou vriende, om dit vanmôre sommer net bloot en blaatant vir u te kom sê, in die begin van Pinkster, ek en jy kan nie die seën van die Here verwag as ons met die dinge van die wêreld besig is nie. Ek en jy kan nie die teenwoordigheid van die Here al hoe meer in ons lewens soek as ons nog steeds besig is met dit wat ons juis wegvat nie. Soos die Heidelbergse Katekismus vraag 2 vir ons duidelik sê, die mens is vol elende en sonde, en jou en my natuur, dat dit wat ek en jy van nature is nie om agter die goeie aan te hardloop nie. En julle kan julle self maar weer daaraan gaan toets, as julle sê nou maar vanmôre Netwerk 24 gaan oopmaak het. Gaan kyk watse artikels lees jy die meeste. Dis die artikels wat skinder en sleg praat. Dis die artikels wat al die negatiewe, bad dinge vir ons vertel. Want ons breins is negatief geprogrammeer. En raai wat, dis wat die Bybel vir ons sê. Ons is in sonde gebore en ontvang. Daar is nie 'n neuronbaan in my brein ingebou om na die goeie toe te hardloop nie.
En partykeer as daar 'n mooi goedvoel storie op die nuuskoerante blaaie kom, dan steur ek my nie eers daaraan nie, ek swaai net verby, en sê ek vir myself, jy lewe in 'n droomwêreld. Ek wil lees van die olieprobleme. Ek wil lees van die swak regering. Ek wil lees hoeveel moeilikheid het Ramaphosa nou weer met die Palapala saak. Ek wil lees wat gaan nou met Malema gebeur na sy hofsaak. Want ons is so ingedring in negativiteit, gemeente, dat die Here in hierdie Pinkster wil kom en vir jou en vir my wil kom sê, as jy jou voet op sy heilige berg wil sit, klim uit hierdie wêreld uit. Klim uit hierdie wêreld uit. Jy het hierdie goed nie nodig nie. Julle weet, dit is soos wat Paulus in Romeine 8 vers 12 so duidelik sê. Hy sê, broers, ons staan onder 'n verpligting. Nie teenoor ons sondige natuur nie. Nie om daarvolgens te lewe nie. En as julle lewe deur julle sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Punt. Klaar. Jy gaan die dood tegemoet. Want dis wat sonde aan jou en my doen, vriende. Maak jou dood. En dan sê hy, as julle deur die Gees 'n einde laat maak aan hierdie praktyke, dan sal julle lewe. Ons kan nie doekies omdraai met die evangelie nie, vriende. Ons kan nie vanmôre meer jok hieroor en sê, maar dis hy nie. En ek beloof vir u, die res van Pinkster gaan nou nie so kwaai soos vanoggend wees nie. Maar die disippels, hoe gepas was dit nie dat Psalm 24 die eerste psalm was van hierdie Sabbatsweke nie? Dat hulle in daardie bovertrek moes ingaan en hulle moes hierdie wêreld afsterf. Hierdie wêreld wat hulle Here en hulle Meester gekruisig het. Wat vir hulle gesê het, as julle aanhou gaan doen wat hy gedoen het, maak ons julle ook dood. Dat hulle vir 10 dae lank hierdie psalm bedink het, sodat Paulus ook weer later in sy evangelie in Galasiërs kon sê, as ek lewe, lewe ek ter wille van Christus. En weet julle, dis geen wonder nie dat die Gees, die Heilige Gees genoem word. Want die Here vat jou en my, en die oomblik as hy met sy reinigingswerk in ons lewe inkom, dan sit hy vir ons op 'n nuwe pad. En ons noem daardie pad, die pad van heiligmaking. En die enigste een wat die heiligmakingswerk in jou en my kan voortsit, is die Heilige Gees. Die tweede ding wat hierdie psalm vanmôre vir ons sê, dit is nou die een groot ding vanmôre wat ons moet hoor uit hierdie psalm. Die eerste ding is dat ek en jy moet besef hoe groot en ellendig ons sonde voor God is. En die tweede ding wat hierdie psalm vanmôre vir ons leer, is dat ons in die Here kan rus en dat hy sy seëninge oor ons uitstort. En dit is eintlik die psalm se tweede uitgangspunt. Die wêreld behoort natuurlik alles aan hom. Maar dan vra Dawid hierdie vraag, wie kan in God se heiligdom ingaan? En as ons in sy heiligdom ingaan, dan sê Dawid in die volgende paar verse, dis God wat in sy heiligdom is. Hy is self teenwoordig. Hy is self betrokke by die lewens van sy mense. En dis die ongelooflike van hierdie psalm, gemeente. Dat ek en jy nie hoef meegesleer te word deur die Satan, die bose, die sonde in ons nie. Want om dit nou vanmôre eerlik te sê, dit sal 'n stryd bly tot vlees en bloed vir ons almal, vir die res van ons lewe. Maar dat ek en jy mag strewe daarna, om te word soos wat Christus is. Om te word soos wat die Gees ons maak om te wees. En hoe is dit?
deur die bloed van Christus, vlekkeloos, skoon en rein. Want die Here se teenwoordigheid kan net by jou en my kom rus, as ons lewens oorlaat aan die werk van die Heilige Gees. En daarom wil ek vanmôre vir jou kom sê, hou op om self te spartel. Hou op om self te roei. Die skrif is baie duidelik hieroor, dat ek en jy niks kan doen aan ons verlorenheid nie. En die Bybel is vanmôre net so duidelik daaroor, dat ek en jy niks kan doen vir ons redding nie. Dis God se werk. Dis hy wat ons uit genade red. En daai redding kom nie uit onsself nie, dit is 'n gawe van God. Jesus sê vir Nikodemus in Johannes 3, jy moet met water en gees gebore word, anders sal jy nie die koninkryk van God sien nie. En net soveel as wat ek en jy 'n sê gehad het in ons eerste geboorte, net soveel het ek en jy 'n sê in ons tweede. Dis God wat die wedergeboorte skep. En as hy dit doen deur die water wat Jesus Christus is en deur die Gees wat ons lei tot heiligmaking, dan kom ek en jy in God se teenwoordigheid in. En daarom gemeente, hierdie jaar se Pinkster wil ek nie op jou lojaliteit reken om hiernatoe te kom nie. Ek wil nie hierdie jaar jou vra om dit by te woon en mense te nooi nie. Ek wil hê daar moet hierdie jaar by jou hierdie honger wees, dat jy meer van die Here in jou lewe soek. Dat jy meer van hom en sy teenwoordigheid wil proe. Daarom sal jy kom. Sodat jy hom meer kan maak en jy minder. So ek nooi u uit. Kom hierdie jaar se Pinkster en kom kyk wat die Heilige Gees in jou lewe doen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, kom help ons om ons hande skoon en ons harte rein te hou. Kom help ons om te bedink wat U vir ons gee en ons koppe uit die wêreld uit te kry. Help ons om ons afhanklikheid van mense af te skud en ons afhanklikheid van U terug te wen. Gee vir ons daardie eerste liefde weer terug, sodat U naam groot gemaak sal word. Ons kom bid vir hierdie Pinkster, o Vader. Kom werk in ons, kom werk met die Gees, in Jesus se heilige naam. Amen. Julle het geleentheid om die Here te dien met julle dankoffers.